Maar ons almal, alhoewel ons verskillende gawes ontvang het hierdie een gawe wel ontvang, die Heilige Gees. Toe Christus opgevaar het na die hemel toe, het hy die belofte van die Heilige Gees gekry, wat ek en jy nie kon gedoen het, in onsself. Voordat ons na die woord toe gaan, laat ons dan net geleentheid vat voordat ek vergeet. Charlene se verjaarsdag, sy het ons gesê ons moet nie laasweek by ons om hierdie week windval. Het gister verjaar, jy het op die groep gesê, jy is 43, né? Kan nie dit glo, hè? So. Meeste van ons is ouder as jy, hoor. So, jy is een van die young chickens in die gemeente. Jy is naast Marlies en Stephanie dalk die jongste. Hè? Seker die jongste, ja. Marlies is wat ook? 42, 41. Genigtig. So. Amper daar is julle. Ek vergeet altyd van Roan. Roan is die jongste. En Kataleia. Kataleia is die jongste en dan Roan. Dan Stephanie, dan Marlies en dan jy. Wat van Deidre? En Deidre. En Jolandi. Ja, ek dink Jolandi is al 40, genigtig. So. Maar almal hierso is meestal ouer as jy. So jy is nog jong. Maar kom ons strek die hande uit na Celine en ons bid vir Here se seën oor haar. Vader, ons dankie vir die genade, Here, wat U aan Celine bewys het deur al die jare. Here, ons bid dat in hierdie jaar wat kom, Here God, dat U haar sal seën bo haar verwagtinge. Here, dat U haar sal seën met al die ryse seëninge wat ons in Christus Jesus het, deur die Heilige Gees wat in haar is. Here, mag sy gaan van krag tot krag, van dieper verhouding met U tot dieper verhouding, Here God. Here, mag sy U leer ken in alle fasette van haar lewe, Here God, en mag sy absoluut geseën word in elke gedeelte van haar lewe, Here. Here, dat dit sal wees na gesondheid, sal wees na finansies, sal wees na gemoed, sal wees na verhoudings, Here Vader, dat U aan alles sal seën. Here, dat U sal bewaar en beskerm in die jaar wat kom. Mag U genade op haar is, Here. Mag U vrede haar deel wees, Here, en mag U haar lief hê met 'n liefde, Here, wat nie verander nie. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gelukkige verjaarsdag, hoor. Julle kan dan blaai na Handelinge hoofstuk 2, want vandag is Pinksterdag, vir die wat nie weet nie, dit is Pinksterdag, julle het geweet is Pinksterdag, né? En Pinksterdag gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, dit is die dag waarop ons herdenk dat die Heilige Gees uitgestort is. Dit word Pinksterfees genoem, want Pinkster kom eintlik van die Engels wat Pentekostes, wat weer kom van die Griekse wat beteken 50, en dit is eenvoudig net die rede hoekom Pinkster genoem is, dit is die 50ste dag na Paasfees. Dit is letterlik hoekom dit die Pinkster genoem word. In die Joodse kalender word dit genoem die fees van weke, want dit is ongeveer 7 weke nadat hulle uit Egipte uitgelei het, en hulle het aangekom by die berg van Sinaï in daardie 7de week, en hulle het die wet ontvang op die 50ste dag. En so Pinksterfees is soort van half gekoppel aan daardie gebeurtenis, maar dit is die fees van weke, dit is 50 dae na Paasfees. En dit is hoekom ons dan op hierdie Sondag 50 dae na Paas Saterdag vier, want 49 sal natuurlik van die Sondag af gewees het. En so ons kom by Pinkster en ons lees in Handelinge 2 vers 1 tot 13, daardie eerste Pinksterdag vir die nuwe kerk. En ons lees en sê, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië, en die omgewing van Cyrene en Romeine wat hier vertoef. Jode en Proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat.
Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? En ander het weer spottend gesê, hulle is vol soet wyn. Vader, ek bid dat U hierdie woord in ons harte sal laat insink, Here God, dat vrug sal dra. O Heilige Gees, dat U sal kom en dit bekragtig, dat U dit lewe sal gee, dat U dit sal aanvuur. Here, sodat ons nie net sal hoor nie, maar as ons sal doen, dit wat ons hier hoor vanmôre. En Here Jesus, mag U in alles verheerlik word. Ons bid dit in U naam. Amen en amen. Nou, hierdie dag omtrent so 2000 jaar terug, het die wêreld onherroepelik verander. Hierdie gebeurtenis van Pinkster, hierdie, sal mense sê, eerste Pinksterdag vir die nuwe kerk, het alles verander. Die wêreld is op sy kop gedraai. Want daar het iets besonders gebeur op hierdie dag. Iets wat nog nooit voorheen in die geskiedenis van die mensdom gebeur het. Dit is nie te sê dat die Heilige Gees nie voorheen uitgestort was en daar is tye in die Ou Testament waar die Gees van God op mense gekom het. Ons dink aan Samson. Elke keer het die Gees van die Here op hom vaardig geword en dan het hy gedoen wat hy kon doen. Hy het nie die krag in homself gehad nie. Dit is wanneer die Heilige Gees oor hom kom dat hy die krag gehad om te doen wat hy doen. Ons sien byvoorbeeld die 70 ouderlinge wat die Gees van God ontvang by die berg saam met Moses, nadat God sy Gees op hulle laat kom begin te profeteer. Ons sien in die Ou Testament baie gevalle waar daar mense is wat met die Heilige Gees gedoop is. En so die vraag wat 'n mens baie keer het wanneer ons kom by gedeeltes soos hierdie, Handelinge 2, is wat maak hierdie uitstorting van die Heilige Gees soveel meer besonders as die ander tye wat die Heilige Gees uitgestort is op mense in die Ou Testament. Inteendeel, in die brief van in die boek van Johannes, die evangelie van Johannes 20 vers 18, terwyl Jesus nog daar saam met hulle is, sê hy van ontvang die Heilige Gees en hy blaas op hulle en hulle ontvang die Heilige Gees. Dit is voor Pinkster. Dit is voor Pinkster. Ek nou net stil gaan staan. En hulle ontvang die Heilige Gees, die disippels het die Heilige Gees ontvang voor Pinkster. En so, daar is iets besonders rondom wat hier aangaan, meer as net, die mense is gedoop met die Heilige Gees en hulle het in tale gepraat. Want dit is gewoonlik die fokus waarop ons rus, is dat een van die groot tekens binne in hierdie teks is talespraak. Nou ek wil vanoggend nie fokus op die talespraak nie, ons gaan volgende week spesifiek oor dit praat. Vandag wil ek fokus op wat is die besonderheid binne in Handelinge. En as jy alles vergeet, wat ek vanmôre sê, is my gebed en my begeerte eenvoudig dit. En onthou hierdie woorde, as die duif te veel raas en ons vergeet alles anderste, want ons dink aan die duif. Onthou asseblief, die boodskap van vandag is dit. Die gawe van die Heilige Gees is vir elke een wat op die naam van die Here roep. Dit is dit, dis die punchline, julle. So nou kan jy afskakel, jy kan 'n boek lees terwyl ek besig is om die res te preek. Want onthou net hierdie dinge. Die gawe van die Heilige Gees is vir elke een wat die Here aanroep. Nie net vir superapostels of vir pastore nie. Vir elkeen, van klein tot groot. En so alles anders te kan jy vergeet. Die res is net garnering. Hier is die steak. Die res wat ek gaan praat is die chips. Jy hoef dit nie te eet nie, maar die steak gaan jy eet. En dit is wat jy moet onthou. So die dag van Pinkster, soos wat ek gesê het, dit is daardie fees, daar's baie mense wat in die dorp is. Ons weet hierdie mense is heel waarskynlik in die boventrek wat in hoofstuk 1 genoem is. Hulle het by mekaar gekom in die boventrek. Daar's ongeveer 120 van hulle in die boventrek. So dit is nie 'n kamer, dit is nie iemand se sitkamer nie. Wat gebeur het heel waarskynlik is dat daar's groot huise gewees wat hulle die kamers bo uit verhuur het aan verskeie funksies en konferensies en goedjies wat hulle gedoen het in hulle tyd, waar mense gekom het om lering te ontvang, en dit was op die dak gewees. So dis die 3de verdieping, heel op die dak, miskien is dit toegemaak met 'n paar seile of iets, maar meestal 'n oop area bo op die dak, waar omtrent 120 mense kan vergader. Ons weet ook daar's omtrent ten minste 3000 mense wat luister na Petrus wat preek op hierdie stadium, en saamdrom, so hierdie is iets wat naby die plek is waar baie mense kom, heel waarskynlik die tempelterrein. Hulle is heel waarskynlik in 'n vertrek of 'n plek naby die tempelterrein, waar al die mense bymekaar kom vir die fees, en dit is daar waar hulle die Heilige Gees ontvang, waar die Heilige Gees uitgestort is. En so dit is waar ons hulle vind, hierdie 120 wat bymekaar is. En baie keer wanneer ons kyk na iets soos Handelinge 2,
en ons kyk na ons eie ervaring in die lewe, dan sê ons, ek wens ek kan hierdie ervaar. Ek wens ons kan hierdie tipe herlewing ervaar, hierdie tipe uitstorting van die Heilige Gees ervaar. Ek weet ons as Pinkster, ek het groot geword in tye waar ek hierdie ervaar het, waar ek hierdie dinge gesien het. Toe ek op skool was, het ons 'n bidgroep gehad en daar was 'n periode gewees. Dit was omtrent, dit was seker net vir so 4 of 5 weke wat dit aangegaan het. Waar ons pouse na pouse in 'n klaskamer gebid het, waar mense onder die Gees geval het, waar mense in tale gepraat het in die skool tydens pouse. Daar was nie een of ander prediker nie, ons het eenvoudig gebid en mense is gevul met die Heilige Gees. En daar het wonderlike dinge gebeur in daai tydperk. Ek onthou een van die vreemdste ervarings, ek sê vreemd, maar dit is net om te wys dat daar nie 'n resep is wat ons kan volg nie. Een van my vriende van Nelspruit, ons het net onlangs getrek, ek het ons aan 7 hiernatoe gekom, het ons na Durban toe getrek, en een van ons goeie vriende wat in Nelspruit gebly het toe kom kuier by ons. Hy het intussen tot bekering gekom daarbo in Nelspruit en kom kuier hy by ons. En ons was een aand net in die kamer besig om te praat, maar ons was nie eens besig om enigiets spesifiek te sê nie, ons was nie by 'n diens nie. En ek bid vir hom, en dit is nou, ek is in stand 8. So ja, ek stand 8:16. Ek bid vir my vriend. Nie vir die uitstorting van die Heilige Gees nie. Ek bid net vir hom. Daar val hy op die bed neer en begin hy in tale te praat. Vir 'n halfuur lank praat hy in tale. Wat 'n ervaring, wat 'n oomblik. En ek het nie veel sulke gebeure na die tyd nie. Ek het baie van dit in die begin, maar nou nie so baie. En 'n mens begin te dink, maar Here, ek wil hierdie hê, ek wil dit elke dag hê, ek wil dit elke jaar hê. En ek dink baie keer ons as Christene sê, Here, ons soek herlewing. Ek hoop julle bid in een of ander manier vir Here, ons soek herlewing. Ons weet nie altyd wat dit beteken nie. Ons dink dit is, okay, herlewing beteken die kerk word vol en ons allerlei ding wat gebeur, ons het sekere ervarings. Dis deel van dit, maar dit is nie die eintlike herlewing nie. Die eintlike herlewing is God wat 'n werk doen in die midde van mense. Die probleem is ons kyk na Pinkster en ons sê, hoe kan ons dit maak gebeur wat hier gebeur? En dit is waar ons baie keer die fout maak. Ons kyk na 'n teks soos hierdie en ons sê, okay, wag, kom ons kyk. Die mense was by mekaar eensgesind en hulle het gebid daagliks. Hulle het elke dag hulle gebid. So kom as 'n groepie by mekaar elke dag en kom ons bid vir herlewing. Dit is deel van die resep. En as ons lank genoeg te doen en bid en wag, dan gaan ons op een of ander tyd binne in ons vertrek of in hierdie gemeente hierdie ervaring hê. En baie keer gebeur dit nie gou nie. En dan hou ons maar op bid. Mense hou opdaag. Ons kom nie by mekaar nie, want weet jy, ek is nou moeg ons elke dag kom bid oor dit. En heel waarskynlik dan sê ons wel, dit is hoekom ons dan gefaal het. Ons moes lank genoeg aangehou het. Ons het nie lank genoeg aangehou nie, en daarom het ons nie 'n herlewing gesien wat hier gebeur het. En ek kan kyk na herlewings binne die geskiedenis van die kerk. En ek kan nou vir jou sê, nie een van hulle volg hierdie resep nie. Daar's 'n herlewing in 1847, ek dink dit is 'n jaar daar rond, met Andrew Murray in die NG Kerk in Suid-Afrika. Herlewing het uitgebreek op Sondag aand terwyl hulle besig was met Bybelskool. Hulle Sondagskool. Dit is eintlik die aand was meer 'n lesingsaand gewees. Hy het bymekaar gekom, iemand het 'n gesang gesing of 2 gesange gesing en dan het hulle 'n lering ontvang en dan het hulle huis toe gegaan. Dit was die Sondag aand gewees. En op een Sondag aand sit daar 'n kledingmeisiekind agter en Andrew Murray skryf en hy sê dat ek is nie seker of ek kan moet toelaat om te praat nie, want dit is in die tyd waar hulle nie net kon gepraat het nie. Sy sit daar heel agter en sy sê, kan ek asseblief iets sê? Kan ek 'n gebed bid? En hy worstel met homself en hy sê, ek weet nie. Hy laat hom maar toe, want hy voel die Here wil werk of die Here wil haar toelaat om te bid. En Andrew Murray skryf hieroor, hy sê dat terwyl sy besig is om te bid, sy staan op en sy begin te bid. En hy sê terwyl sy bid, hoor hy 'n wind van ver af kom en hy hoor die gedruis. En die volgende oomblik begin almal in daardie gemeente hulle sonde te bely, hulle val op hulle knieë en hulle begin te huil en hulle begin voor die Here uit te roep vir genade.
oor die gebed van 'n meisiekind agter die kerk sit, wat nie eens mag praat nie. Daai gemeente het nie gebid vir herlewe nie. En ek kan geval na geval in die geskiedenis vir wys, Jonathan Edwards, die Great Awakening. Selfs hy was besig om 'n preek te preek oor sondaars aan die hand van 'n toornige God, as ek dit direk kan vertaal. Sinners in the hand of a wrathful God. Waar hy sê dat as ons nie ons sonde bely, dan staan ons op die gevaar om te val. Hy is ook besig om te preek, en Jonathan Edwards het die manier gehad om te preek. Hy het sy preek voordat hy neergeskryf en hy het afgelees. En hy het slegte ooste gehad en hy het nie ligte gehad soos dit nie, so hy het so gepreek. Want hy moes dit daarby gehou het en hy lees dit net af. En hy het dus om sy preek te lees. En die volgende oomblik begin mense te huil en uit te roep na God se genade en begin hulle die Here te loof en te prys vir sy groot wonderdade en die verlossing wat hulle ontvang het. Dat hy op 'n stadium sê, kan jy asseblief stil wees sodat ek kan verder praat. Wat probeer ek daarin te sê, broer en suster? Dit is dit, dat net soos hierdie gebeurtenis in Handelinge 2, wat ons lees, in vers 4, onverwags, het daar 'n geluid gekom in die hemel. Onverwags. Ek dink nie ons kan herlewing inbid nie. Dis nie te sê dat ons nie moet bid vir herlewing nie, verstaan my baie mooi. Maar wanneer ons enigstens dink dat ons die magte het om herlewing te begin, dan mis ons die hele punt van hierdie tipe gebeurtenisse. En dit is eenvoudig dit dat die Heilige Gees uitgestort word wanneer God besluit om dit te doen, onverwags. Partykeer in 'n kamer met net 2 vriende. Partykeer in 'n klaskamer tydens pouse. Partykeer by 'n gemeente in die Weskaap op 'n Sondag aand. Onverwags. Want dit is die Here wat dit doen, nie ons nie. Ons moet natuurlik bid en ons harte moet voorberei wees om te ontvang dit wat die Here gee, maar nie een van daai gemeentelede het op daardie dag besluit ons gaan so optree nie. Toe die Gees van God oorvaardig word, het hulle besef hulle is sondaars in die hand van 'n toornige God en hulle het verlossing nodig. En dieselfde hier. Onverwags hoor hulle geluid uit die hemel uit. En daar word ons 2 tekens gegee in Handelinge 2. Hy sê onverwagte tekens is in die eerste plek die geluid van 'n stormwind. En dit is 'n geluid wat ons in die Ou Testament baie keer sien. Waar God optree, is dit soos 'n gedruis van baie waters. Dit is 'n gedruis wat alle ander klanke uitsny. Ek weet nie of jy al ooit in 'n storm probeer roep het vir iemand nie. Hulle kan jou nie hoor nie. Dit is asof daardie gedruis van daardie wind alles stil maak. Of soos as jy by die see staan op die strand en jy skreeu in die see uit. Mense kan jou nie hoor nie, want die golwe raas te veel. Daardie klank, daardie gedruis sny alles af. En die eerste teken wat hulle sien is hierdie, of wat hulle hoor, is hierdie geluid. En ons het dit baie keer in die Ou Testament. Daai stormwind waarin God optree. Die tweede teken wat gegee word is die tonge asof van vuur. Ek weet ons sê baie dit is tonge van vuur, maar die eintlike geskrif is tonge wat lyk soos vuur. Dis tonge wat brandend is en wat dan verdeel en op elkeen neerdal. En hierdie teken is bietjie baie meer spesifiek, want die gedruis ken ons. Die tonge van vuur nie so baie. Hierdie lyk asof dit iets niets is. Die naaste wat ons kan kry aan dit is Jesaja 6 vers 6 tot 8, waar Jesaja voor die Here staan en hy sien die heilige God en hy besef dat sy taal is vuil, hy besef dat hy kan nie profeteer nie, hy kan nie praat nie, ek is 'n sondaar in die midde van ander sondaars. Wat kan ek doen? En dan lees ons Jesaja 6 vers 6 tot 8, dat een van die sedas het toe na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou sondeskuld het gewyk, daar is vir jou sondeversoening gedoen. Toe hoor ek 'n stem van my Heer wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En ek sê toe, hier is ek, stuur my.
Sien, dit is baie naby aan wat gebeur in Handelinge. Want Jesaja kan in homself niks sê nie, want hy besef, my taal, my lippe is vol sonde. En so die Here raak sy mond aan met die gloeiende kool van die altaar af. En wanneer God dan sê, wie sal ek stuur om te gaan praat oor my? Aisha. Toe kon Jesaja sê, hier is ek, stuur my. Wat ons sien in Handelinge, want Petrus voor die tyd wou nie met mense gepraat het nie, toe ontvang hy die Heilige Gees en toe praat hy met mense. Wie sal ek stuur? Almal van ons wat die Gees ontvang het. Almal wie die tonge van vuur geval het. En so daar is min of meer 'n koppeling aan dit, maar dit is ook nie heeltemal dieselfde. Dit is bietjie anders. Daar's iets anders wat gebeur binne in Handelinge 2. Hier is nie die eerste geval waar die plek geskit word en hulle gevul word met die Heilige Gees nie. In Handelinge 4 vers 31, terwyl hulle besig is om te bid, word die plek geskit en word hulle gevul met die Heilige Gees. Nadat hulle gebid het en gesê, Here, gee dat ons magtige tekens deur die hand kan doen, gee dat ons die woord kan verkondig. Toe word hulle gevul met die Heilige Gees en die plek skit. Ons sien baie sulke gebeure in Handelinge 10 sien ons met Cornelius, ons sal volgende week meer oor dit praat. Handelinge 19 sien ons dit. En so ons sien 'n herhaaldelike gebeurtenis van mense wat met die Heilige Gees gevul is. Maar daar's nie altyd 'n stormwind nie. Daar's nie altyd tonge van vuur. Partykeer is hulle in 'n plek waar die plek geskit word, partykeer word die plek nie geskit. Daar is soveel verskillende maniere hoe die Heilige Gees uitgestort is, dat 'n mens nie Handelinge 2 kan vat as 'n resep en sê, dis hoe dit lyk, wanneer die Heilige Gees uitgestort word. Wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, is dit nie altyd soos dit nie. Daar is sekere elemente wat altyd dieselfde is, maar nie altyd by elke geleentheid. Ek dink vir my nogal 'n baie mooi psalm, wat jy maar in die psalms digkuns moet verstaan, maar daar is iets interessant binne in hierdie een psalm wat vir my so mooi is, want ek dink dit vat eintlik saam wat hier aangaan. Ek dink dit is vir my 'n psalm wat wys wat die punt is van die stormwind, wat die punt is van die tonge, wat soos vuur lyk wat op elkeen gaan rus. Psalm 104 van vers 3 tot 4, luister na die woorde, hy sê, U is die een wat die balke van sy bokamers op die water oprig, wat wolke sy strydwaal maak, wat op die vlerke van die wind beweeg. Daar is jou stormwind. Wat winde sy boodskappers maak en vlammende vuur sy dienaars. Luister na die taal wat hier aangaan. U is die een wat op die wolke ry, wat soos 'n magtige wind inkom. En u maak boodskappers winde en vlammende vuur. En ek dink dit is wat gebeur in Pinkster. Dit is wanneer God hulle roep as boodskappers. Dis die punt van Pinkster. Want dink aan wat Jesus gesê het. Gaan wag vir my in Jerusalem, gaan wag in Jerusalem, hoekom? Totdat julle krag ontvang van bo, om wat te doen? Om my getuies te wees in die hele wêreld. Dis die belofte, dit is, gaan wag om krag te ontvang, sodat julle my boodskappers kan wees. En dit is waar die vlammende vuur, dis waar die tonge van vuur vandaan kom. Dit is God wat hierdie mense roep, om boodskappers te wees. En ek dink die simboliek, of die symbool word vir hulle gegee, as 'n teken, dat hulle dit sien, sodat hulle weet, waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? Ons word geroep as getuies van Christus. Nou daar is binne in Handelinge 2 natuurlik die groot kwessie. En dit is die spreuke en tale. Wat gaan daar? Die spreuke en tale. Nou, ek wil nie te veel oor dit vandag praat nie, ons gaan volgende week dit op fokus. Volgende week kan ek praat oor alles oor die spreuke en tale. So as jy ooit wou geweet het waaroor gaan die spreuke en tale, kom volgende week en kom luister na daai boodskap. Maar ons lees dat elkeen het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Ons sien dit as 'n bewys
Ek weet nie te veel oor sê nie, maar Cornelius en sy familie toe Petrus vir 'n preek. Is dit gevul met die Heilige Gees en in ander tale gepraat. Efesiërs 19, Handelinge 19, die Efesiërs. Toe Paulus vir hulle bid en hulle is gevul met die Heilige Gees, toe spreek hulle in tale en profeteer. Ons sien dit herhaaldelik gebeur. Dalk nie die stormwind nie, dalk nie die tonge van vuur nie, maar daar is talespraak wat in ten minste 3 van hulle plaasvind. Nie plaasgevind by Jonathan Edwards se erlewing nie plaasgevind by Andrew Barry se erlewing nie, of by al die ander erlewings nie. So ons moet ook versigtig wees dat ons ook nie sê, dit is die normatiewe ervaring van alles. Inteendeel wil ek soos Paulus sê, en ek dink dit is maar die veiligste. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, sê hy dat ek dank die Here dat ek in tale praat meer as julle. Maar ek sal eerder 5 woorde in Afrikaans sê, sodat julle kan leer, as om 1000 woorde in 'n ander taal te praat. So, Paulus sê, ek dank die Here, en ek wil dieselfde sê, ek dank die Here dat ek in tale kan bid. Maar as dit my klein fyn is en my fokus is, dan mis ek die punt. Want ek is blyer om vandag met julle te kan praat in julle taal, en vir julle te vertel van ons Jesus. Want Paulus gaan verder in daardie brief, hy sê, julle strewe na die manifestasie van die Heilige Gees, met ander woorde, julle wil sien hoe die Heilige Gees werk onder julle. Want dit is wat daai kerk in Korinthe doen. Julle strewe na die manifestasie van die Gees deur spreek in tale. Dis die fokus vir daardie gemeente. Hy sê, julle moet ophou te fokus op dit. Strewe eerder na die opbouing van die gemeente, soos wat die Gees dit bepaal. En daarom sê hy dan die gawes van die Gees, 2 hoofstukke voor dit, is vir die opbouing van die gemeente. Die uitstorting van die Heilige Gees is nie so dat jy 'n happy feeling kan hê en goosebumps kan hê en kan voel dat daar iets gebeur het in jou lewe nie. Een van die mees verstommendste dinge vir my was gewees dat in tye waar ek werklik ervaar het hoe die Heilige Gees oor my vader geword en ek gedoop is met die Heilige Gees, dit is wonderlike ervarings. Oomblikke wat dit soos fantasties was en die volgende dag voel ek soos 'n klip. Geen energie nie. Daar voel glad nie asof daar enige gees in my is nie. Ek voel so ver van die Here af, soos Jona aan die vis se maag. Diep onder die see. Bid en ek hoor niks. Maar die vorige dag was dit amazing. Ek was daar, ek het gevoel ek is in die hemele. En niks het verander tussen die vorige dag en daai dag. Behalwe dat die Gees doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. En dit is wat ons moet onthou. Dis die Heilige Gees wat werk soos wat hy goed dink. Dave, man. Ag, sy. Hy kom al die nader na agterste. Hy net nog bietjie laat vlieg. Soos wat ek gesê, die hoofkwessie vir ons in hierdie teks en wat julle moet huis toe vat, is dat die gawe van die Heilige Gees is vir elkeen van ons. Petrus sê dit op hierdie dag. Hy preek 'n baie lang preek of kort preek. As jy lees is dit kort, maar dit is 'n bietjie langer as dit. Kom hy tot die slotsom van sy preek en hy sê die volgende. Hy sê God het hierdie Jesus wat opstaan, daarvan is ons getuies. Nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het hy die Gees uitgestort en dit is wat julle sien en hoor. Dawid het immers nie na die hemel opgevaar nie, maar sê self, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande voetbank vir jou voete gemaak het. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe die mense dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? En hier begin ons miskien 'n koppeling te sien, want hulle hoor die woord van God en hulle besef ons moet tot bekering kom. Dis die begin van die herlewing vir hulle. Nie vir die ouens wat ontvang nie, maar vir die ouens wat aanhoor. Petrus se antwoord is volgende, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang,
Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Vir wie is die belofte van die gawe van die Heilige Gees? Vir jou en vir my en vir almal wat die Here se naam aanroep. Dit is 'n besondere gawe. En dit is binne in daardie woorde wat Petrus hier sê, waar ons sien hoekom hierdie besonder is. Hoekom is hierdie uitstorting van die Heilige Gees soveel anderste as dit wat vooraf gebeur het? Hoekom is hierdie anderste as Samson en anderste as Dawid op die tyd? Ek dink een van die interessantste uitstortings van die Heilige Gees wat ek in die skrif kry in die Ou Testament, en miskien sal ek volgende week 'n bietjie meer op dit let, maar ek sal dit net vandag noem. Het julle geweet dat koning Saul was gedoop in die Heilige Gees? Koning Saul, die een wat eintlik toe 'n slegte koning was. En weet julle dat hy gedoop is met die Heilige Gees terwyl hy 'n slegte koning is? Saul is op pad om Dawid dood te maak. Okay? Hy is op pad om Samuel en Dawid dood te maak. Hy stuur boodskappers na die dorp toe waar Samuel en Dawid wegkry. En toe die boodskappers of die soldate daar kom om Dawid te vat, toe hulle naby die dorp kom, toe word hulle met die Gees vervul, sê die skrif, en hulle begin te profeteer. En Saul stuur toe nog 'n groep. En daai ons kom naby die stad en wat gebeur? Doop in die Heilige Gees val op hulle gesigte en begin te profeteer. Saul dink toe, okay, dit gaan nie werk nie, kom ek gaan haal self vir Dawid en Samuel. Hy kom daar by die dorp, raai wat gebeur. Hy val op sy aangesig, begin te profeteer, trek al sy klere uit en lê naak voor Samuel vir hele dag en nag. 1 Samuel 19 gaan lees. Saul profeteer vir 24 uur op sy aangesig naak voor Samuel. Die Heilige Gees kan enigiemand doop. Ons het baie keer, Here, asseblief, ek wil die Heilige Gees gedoop word, maar ek wil nie soos 'n fool lyk nie. Broer en suster, it's not up to you. Dan soek jy nie. Want as jy werklik soek om met die Heilige Gees gedoop te word, sê Here, maak saak wat. Maak saak wat. Asseblief moenie op die grond gaan lê, so Saul nie. Maar wat maak hierdie besonder? Dis eenvoudig dit. Petrus begin dit in sy eerste opening van die preek. Hy sê wat julle sien vandag hier gebeur is wat Joël geprofeteer het. In die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Jong mense, ou mense, seuns en dogters, mans en vroue, slawe en vrye manne. Almal sal die Gees van God ontvang. Maar wat voorheen gebeur het is, net op spesifieke tye, vir 'n spesifieke geleentheid, het hulle die Heilige Gees ontvang. Ja, daar is mense soos Dawid wat sê, moenie die Heilige Gees van hom wegvat, maar die Gees is in hom, hy besef dit. Daniël, die Gees van die Here het in hom gewandel, so die Gees het in hulle gelewe, maar dit is die profete, dit is die konings, dit is hierdie bekende, belangrike mense. Maar Pinkster maak het anders, want dit is nie meer gebaseer op my heiligheid. Dit is nie meer gebaseer op my werke nie. Maar op wat? Wat is dit wat hierdie uitstorting soveel meer besonder maak, dat elkeen van ons kan ontvang, dat elkeen van julle dit kan ontvang? En Jesus sê in een van die gelykenisse wat hy vertel, van dat ons moet bid. Hy sê dat 'n kind vra vir sy pa vir 'n brood, sy pa gee nog nie vir hom 'n klip nie, of 'n slang nie. En as 'n aardse vader weet om goeie dinge vir sy seun te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel vir jou die Heilige Gees gee as jy vra nie. So dit is definitief iets wat ons kan bid en sê, Here, gee my meer van u Gees.
Ek weet ek praat baie oor die Gees vandag en daar's verskeie dinge, ons gaan heel waarskynlik vir die volgende paar sondae oor hierdie praat. Volgende week oor die tale, die week daarna miskien oor die gawes en dan miskien oor die vrugte en ons sal bietjie meer praat oor die Gees. Ek dink is iets wat ons maar weer herinner moet word, want ons vergeet baie keer die werk van die Heilige Gees in ons lewens. So dit gaan 'n paar weke wees. Ek wil nie te veel hier is miskien dan die opening van dit. Het die duiwel die deur oopgemaak. Prys die Here wat 'n dag. Daar is iets omtrent Pinkster wat anders is. Soos wat ons sê, dit is hulle wat gewag het vir die krag om getuies te wees van God. Hulle ontvang dit. Maar luister hoe Paulus dit opsom. En dit is hoekom jy kan weet vanmôre dat jy toegang het tot die Heilige Gees, dat jy die Heilige Gees kan ontvang as gawe. En inteendeel dat elkeen van ons die Heilige Gees al klaar ontvang het as gawe. Want ek dink dit is wat ons belangrik moet onthou, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, ontvang die Heilige Gees. Nie almal van ons gaan profeteer nie almal van ons gaan noodwendig in tale praat nie almal van ons gaan noodwendig allerlei dinge doen nie. Maar ons almal ontvang die Gees. Hoe weet ek dit? Paulus skryf in sy brief aan Titus die volgende in Hoofstuk 3 van vers 4 tot 7. Maar toe die goedheid en die mensliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos. Nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dis nie ons wat dit gebid het nie, dis nie ons wat dit gevra het nie. Daardie disippels het nie gebid vir Pinkster nie. Hulle moes net gaan wag het. Die belofte het al klaar gekom. Ons is nie op grond van ons werke gered en is 'n bewys nie, maar op grond van u ontferming. By wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe, waarop ons hoop. Sorry, hierdie mikrofoon sny te by. Luister wat sê hy. Deur Jesus Christus is die Heilige Gees ryklik op ons uitgegiet. En het ons die vernuwing ontvang om nuwe mense te wees, sodat ons geregverdig deur sy genade en nie deur ons werke nie, erfgename kan word van die ewige lewe waarop ons hoop. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, ontvang die Heilige Gees as gawe. Iets wat geen Jood in die Ou Testament kon ontvang het nie. Inteendeel, hulle moes hulle geloof bewys het deur eksterne offers te bring. Hulle moes jaarlikse feeste bygewoon het. Hulle moes herhaaldelik dinge gedoen het om te wys dat ek is nog 'n Jood, ek is nog 'n Jood, ek is nog 'n Jood. Maar nou word die wet op ons harte geskryf in die nuwe verbond wat ons ontvang het. En die Heilige Gees word in ons harte uitgegiet as bewys daarvan dat ons kinders van God is. Want woorde wat jy al baie keer uit my mond uitgegooi het, is die gees van aanneming wat ons laat roep, Abba Vader. En vanmôre broers en susters, as jy die naam van die Here aanroep, dan het jy die gawe van die Heilige Gees in jou. Maar natuurlik is dit iets wat ons moet bid elke dag en sê, Here, gee my meer van die Gees. Ek dink daar is wel 'n volheid en 'n verskillende mate wat ons ontvang, nie deur ons eie werke nie, maar deur sy genade. Want die Heilige Gees deel uit soos wat hy goed dink, volgens sy genade. En elkeen van ons het 'n genadegawe ontvang, op een of ander manier. En dit mag dalk anders te lyk, en dalk het party van ons die gawe om hier voor julle te kan staan en met julle te kan praat. Party van ons het die gawe om sekere dinge te kan verstaan, anders as ander mense. Party die gawe om vriendeliker te praat met mense as ek. Ek is nie die vriendelikste mens met alle mense noodwendig nie. Julle ken my as die Jolly Santa Claus, maar vir ander mense is ek wel kwaad. My familie dink ek is kwaad. So my so kyk en ek, hier kom die storm in.
en die vuur. En as ek net doodgewoon besig om te dink aan iets, maar ek het seker daar gesig. Maar ons almal, alhoewel ons verskillende gawes ontvang het hierdie een gawe wel ontvang, die Heilige Gees. Nie deur ons werke nie, dit is wat ons wat belangrik vir ons moet wees vandag. Want Petrus maak dit duidelik in sy preek. Toe Christus opgevaar het na die hemel toe, het hy die belofte van die Heilige Gees verkry, wat ek en jy nie kon gedoen het, in onsself. Dis die punt. Ek en jy kon dit nie deur ons werke verkry nie. Ons kan dit nie deur ons gehoorsaamheid verkry nie. Ons kan nie sê, as ek bietjie 'n beter lewe, en as ek meer gereeld bid, dan sal ek die Heilige Gees ontvang nie. Ons het ten volle toegang tot die Heilige Gees, want Christus het die werk gedoen wat ons nie kon nie. Christus het die werk verrig. En wanneer hy besluit om uit te stort, soos wat hy Pinkster uitgestort het, of in die vele herlewings wat in die geskiedenis gebeur het, is dit omrede hy iets wil doen op daardie oomblik vir daardie mense. En ons kan dit nie beplan nie. Ons kan nie kies wanneer dit moet gebeur nie. Ons kan dit verwag, maar dit gaan onverwags wees. Meeste herlewings het begin, nie omrede iemand beplan het om te doen nie, maar omrede die Gees van God dit gedoen het op daardie stadium. En meeste herlewings het omtrent binne 'n jaar of 2 jaar tot einde gekom. En dan het die mense probeer om te doen wat ons gedoen het in die begin, en kom ons kyk of ons dit kan regkry, kom ons kyk of ons dit kan laat aangaan. En dis waar ons die fout maak. Want ons dink ons kan deur ons eie mag en ons eie kragte dit doen en dit bereik. Ons moet besef, ons kan bid, Here, bring herlewing in ons midde, maar dit is U genade, Here God. En ek dink elke wil mens bid, Here, wees ons genadig. Daar is nie 'n resep vir herlewing nie. Ek dink die naaste wat ons kan kry, as ons in onsself eerlik wil wees oor dit. En miskien is dit verkeerd, miskien is ek reg. So ek is versigtig terwyl ek dit sê. Maar ek dink as ons werklik herlewingservaring wil hê soos hierdie, dan moet ons eerste gebed wees, Here, gee dat ek kan getuig van U. Here, gee dat ek mense kan vertel van U. Gee dat ek kan doen wat U van my verwag. En terwyl ek besig is met dit, onverwags, gaan die Heilige Gees my krag gee. Maar wat ons nie kan doen nie, is stil sit en wonder wanneer dit gaan gebeur. Vader, mag ons boodskappers van U woord word. Soos in die Psalm, Here, maak ons winde, Here God, van die evangelie tot die uitdrukking van die aarde af verkondig. Here, dat ons, soos die wind, die saad sal versprei, Here, in alle rigtings. Here, gee dat ons vlammende boodskappers sal wees wat die wêreld in brand steek, Here. Nie deur enige groot woorde of enige werke van ons eie nie, maar bloot omrede ons getuig van Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het, wat opgevaar het na die hoogste plek en gaan sit aan die regterkant van God die Vader, waar hy die belofte ontvang het en uitgestort het in ons harte. O Here, dat ons getuies sal wees van daardie waarheid. Here, gee dat U diensknegte die woord sal verkondig, Here God, met ywer. Gee dat ons wonderwerke sien gebeur deur die hand van Jesus Christus en die Gees wat deur en in ons werk.
weer is nie gegrond op ons geregtigheid nie, maar op die genade, Here. Wees ons genadige God. Kom, Heilige Gees, en gee ons die krag. Versterk ons in ons innermens, Here, in ons binneste, Here. Rig ons op, Here God, om te getuig van Jesus Christus ons Here. Mag Gees op elkeen van ons is. In Jesus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here. Ek bid dat julle ook sal bid vir meer van die Gees. Kom volgende week en kom luister oor die res. Amen.